Ons kerk is 85 jaar oud hierdie jaar. En dankie vir vyf, en dankie vir jou. En dankie vir elke kind van u, wat vandag hier staan. En heel baie dankie, ons het die mooiste deel gekry. Laat die kostbare deel van my eendag ons kinders sal leef. En dankie vir vyf en dankie vir jou. En dankie vir elke kind van u, wat vandag hier staan. En hele baie dankie, ons het die mooiste deel gekry. Laat die kostbare deel van my eendag ons kinders sal leef. Here, as u vertoef om te kom en my kom haal, en my kinders met groot verlangen na die hemel staan. Die is die God van my Vader, die is ook die God van my. Laat die kostbare deel van my eendag ons kinders sal leef. En dankie vir vyf en dankie vir jou. En dankie vir elke kind van u, wat vandag hier staan. En heel baie dankie, ons het die mooiste deel gekry. Laat die kostbare deel van my, laat die mooiste erfenis van my eendag ons kinders sal leef. Ja, prys die Here. Amen. Wanneer die Heer, hy is goed, sy goede keer weer op in die laat, sy naam is waar, dan hou hy oor sy kinders waar. Wanneer die Heer, hy is goed, sy goede keer, oor jylle oude. Life on the sun, I was calling,
zal komen, elke jaren zingen. Elke meester zal het zingen. Ik zal ik horen, ik al die verlossen. Die laat om, ik is het waar ik ben. Lieve Jezus, wij hebben altijd plezier. Oh, brengen mijn hart in mijn ziel. Oh, zo lang dan ik kom, ik kom. Dan leg me hier, ik weet nog zo weer. Want ik zal komen, elke jaren zingen. Elke liefde, elke moeder zal het zien. Ik zal niet horen, ik al die verlossen. Wie dat wonen, is het waar ik denk. Lieve Jezus, wij hebben altijd plezier. Oh, reinen mij altijd in mijn steen. Zolang dan ik kom op die wolken. Ik leg me weer, ik weet nog zo weer. Want ik zal komen, elke jaren zingen. Elke meester, elke woord zal het zingen. Ik zal niet horen, ik al die verlossen. Die dat wonen, is het waar ik ben. En ik zal Jezus, zij hebben altijd plezier. Want hij zegt mij aan in mijn ziel. Zolang dan ik kom op die wolken. Maar ik hier, ik weet nog zo weer. Want ik zal komen, elke jaren zingen. Elke meester, elke woord zal het zingen. Zal ik horen, ik al die verlossen. Want wie dat wonen, is het waar ik ben. Want lieve Jezus, wij hebben altijd plezier. Want reinen mij hart en mijn ziel. Oh, zolang dan ik kom op die wolken. Dan laat me hier, ik weet nog zo weer. Want ik zal komen, elke jaren zingen. Elke meester, elke woord zal het zingen. Ik zal niet horen, ik al die verlossen. Ik wil het wonen, is het waar ik ben. Want lieve Jezus, wij hebben altijd plezier. Oh, brengen mijn hart in mijn ziel. Zolang dan ik kom op die wolken. Elke weer, ik weet nog zo weer. Oh, zodat wanneer je koning gaan komen op die wolken. En ek gereed vir die bruiloft sal wees. O, wat lieve Jesus, my heiland ek my kom reinig vandag my hart en my siel. Want sodat wanneer ek kom op die wolken. En ek gereed vir daardie bruiloft sal wees. Dankie. Iemand sê nou die dag, but it will be dark on one side when the Lord comes. The Bible can't be true because how can everyone see if it is dark? Ek bly so rukkie stil. En ek onthou wat staan in die boek van die lewe geskrywe, die woord van God. Hy sê, my God, Jesus Christus skyn soos die helderheid van die son self. Amen. So when he comes, he will not come as the one to be crucified. When the Bible says every eye shall behold him, the one brighter than the sun shall come down, and every eye shall see him. And the nations will be fearful, and
they will fall down and every knee shall bow. Liewe Jesus, my heiland, ek ben baie welkom, broer en suster, in die teenwoordigheid van die Here. Sê vir jou langs jou, Jesus is hier. Die geneesheer is hier. Ons middelaar is hier, so prys die Here. Ek glo, hy is al reeds welkom, en deur die gees van die Here wat deur ons waai. Ons is almal deur een gees deurdronge. Ons is verskillende mense, jy het 'n verskillende hart, jy het 'n verskillende siel. But one thing we've got in common is the comfort of the Spirit of God. Amen. Praise the Lord. And He will lead us as well this morning. Amen. Now, I am this morning on top of the world. I am thrilled to have all our guests from South Africa and Canada here this morning. So, ek wil net baie welkom sê aan ons pastoor Chris en Annelie Du Plessis. Dis nou nie 3 keer Du Plessis nie, so moenie bang wees nie, verklein nie. Maar hulle is al die pad daar van Rietfontein af. Kom ons gee net vir hulle lekker hand. En dan ook Pieter en sy vrou Dirkie Grobler. Baie welkom julle. Mag die Here julle seën kos gee vir hulle. Now the previous record was held by when George Besaidnout. He came, Pastor George Besaidnout, to visit us in Australia here when he was 85 years old, and he could bend down and touch his toes. That's how fit he was. But unfortunately, he's been surpassed now. We've got a new record holder. All the way from Canada, our moderator, Auntie Maggie Otto, very welcome at 86 years old. Let's just give her a hand. And she's also the longest living service pastor of our church, which is 85 years old. It means that you are older than the church. So you know anything about 1 year older than the church. Praise the Here so well. And she can still touch your toes, but we don't want you to do that this morning. Play Fatani se kiri and kiri and so over there. Praise die Here. Ek lees ons net 'n skrifgie gou in die woord van die Here. Hy sê in Psalm 98. Hy sê sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Amen. Want hy het wonders gedoen. Amen. Hy sê in vers 5, hy sê Psalm sing tot eer van die Here met siter en met die stem van gesang. En nou kom dit nou. Hy sê hy met trompet geblaas. Amen. Met trompet geblaas en was sy klank jy voor die aangesig van die Here. Kom ons sing vanmôre hierdie koortjie. Hy sê kom sing 'n nuwe lied tot hom. Kom ons sing dit voor hom, maak Here se naam groot. Prys sy naam. Kom sing 'n nuwe lied. Yeah.
Hallelujah. You know, declare your glory. His glory this morning. For great is the Lord, and greatly to be praised. He's worthy to be praised. He lifted me, He's worthy to be praised. He sets me free. He's worthy to be praised. He lifted me. He's worthy to be praised. He set me free. He's worthy to be praised. He opened heaven unto me. He's worthy to be praised. Oh, praise Thee, praise Thee, praise Thee, the Lord, praise Thee, En dit is genoeg vir my om te weet dat Jesus in my lewe. Jesus in my lewe. Jesus in my lewe. Ja, dit is genoeg vir my om te weet dat Jesus in my lewe. Halleluja, Jesus in my lewe. Oh, dit is genoeg vir my om te weet dat Jesus in my lewe. Dat Jesus in my lewe. Jesus in my lewe. Hallelujah.
wat was. Hy wat is en hy wat sal wees. That praise now, you can use your voice this morning to bring joy to the Lord. By worship Him, just worship Him this morning. We can bring honor and glory to His name. Ek gee my stem as 'n lossang tot U naam. Ek gee my stem as 'n lossang tot U naam. Ek gee Spreek net jou liefde woord aan die Here. Hier as my kinders verbykom en hulle sê papi, ek is lief vir jou. Raak dit my hart. Vader, ek het U lief. Halleluja. Jesus, ek het U lief. Heilige Gees, dankie. U is altyd by my. Want ek het my stem en ons saam tot U naam. Dankie my Jesus. En ek geef my hart. Ek geef jou hart aan die Here. Saam
staan, en vraag ik om Jesus en Heere, kom vul my aan, Heer Jesus, doen dit nog, zodat my lewe kan ek kan verleer, dan sing ek halleluja, halleluja, en lof en eer aan U naam, dan sing ek halleluja, halleluja, al die lof en eer aan U naam. Amen. En aan hom dan kom toe al die lof en die eer in die hemel en in aarde tot in alle ewigheid. Amen. Jy kan nie sit plek hier. The blood that Jesus shed for me way back on Calvary is the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Oh, for it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, it's the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It soothes my doubts and it calms my fears, and it dries all my tears. It's the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Oh, for it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, it's the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Oh, for it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, it's the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It will never lose its Ek groet julle almal in die lieflike naam van Jesus Christus, ons redder, ons verlosser, hy is ons zaligmaker. En daar is niemand soos hy nie. Loof die Here. Ek is so dankbaar vanmôre om hier saam met u te kan wees. Van die oomblik dat ons daar in Puntfontein geland het, het ons net die beste behandeling gekry. Pastor Paul noem nou dat ek het vir baie jare was ek verbonde aan die presidensiële beskermingseenheid
waar ek die president opgepas het. Ek is in 22 verskillende lande, 44 hoofstede, multiple kere gewees en 5-ster hotelle gebly en dit was lekker gewees. Eerste klas gevlieg, dit is my nou 'n aanpassing om vir die eerste keer in baie jare wees soos 'n gewone mens te vlieg na Australië, maar dit is lekker om saam met die kinders van die Here te beweeg. Maar die beste hotelle gewees, of waar ons gewoon het, ek wil onder andere iets noem in die Four Seasons Hotel in Washington, as jy daar land, en jy kom daar aan en weet al reeds wie jy is, hulle het 'n profiel van jou al reeds iewers uitgesniffel. En wanneer jy by die voertuig uitklim, dan sê hulle vir jou, welkom meneer Du Plessis. En weet jy, toe ons hier stop, is dit vir my so lekker, ons word nie meneer Du Plessis genoem nie. Jy word broer Chris genoem. En dit is so lekker om saam met die kinders van die Here te wees, en ek wil vir jy sê, die Four Seasons is oulik, maar hulle kan nie kers vashou by dit wat ons ontvang het. Net hulle sê vir my, meneer Du Plessis, ek in ons kamer instap, en toe is daar op my bed, as al meneer my bed my naam kon gehad het in die Four Seasons, as my naam Edblou of Sealy was, dan kon my naam op die bed gewees het, maar hier is my naam op die bed, en my en my vrou, dit is hartelike ontvangs. Ek wil vir die baie dankie sê, vir die gasvryheid waarmee u ons ontvang het. Dit is vir ons aangenaam om hier te wees, eerste keer dat ek in Australië kom, en dit is lekker om saam met die kinders van die Here te kan wees. Van u het ek al reeds ontmoet so by geleentheid, maar dit is vir ons baie lekker, ook ou vriende weer te sien, en saam met u te kan wees, ook saam met Tannie Maggie, wat ons ken as Tannie Maggie, ook 'n groot vriend van ons familie gewees, al die jare, en dit is vir ons so voorreg om vanmôre hier saam te kan wees, en om te kan luister na God se woord. Ek wil vir u sê dat daar is 'n kleerlingbroer daar in Suid-Afrika by Eersteres gemeente, en hy sê altyd wanneer hy sê ons moenie kwaad word, as jy nou, ons posdiens bestaan nou feitlik nie meer, jy kry nou advertensies in jou pos, dit is omtrent al, en die eiendomsagente dat hulle strooibiljette daar ingooi, maar weet jy dat, hy noem iets interessant, hy sê ons moenie kwaad word, vir die posman, as ons nou 'n vensterkoevertjie, onthou die ou vensterkoevertjie, maar weet jy nou, dit is nou nie 'n briefie met liefde, en 'n briefie met, dit is nou die ouens wat by wie jy rekening het, dan stuur jy nou 'n rekening. Ons moet nou nie kwaad wees vir die posman, as jy nou 'n rekeningkoevertjie kry. Hy lewer hom maar net af, so dit help nie kwaad. Ek wil vanmôre, het ek net iets om af te lewe, aan u prys, Here. En dit is 'n groot voorreg, om vanmôre saam met u te kan wees, en te kan luister na die woord van die Here. En u is welkom om saam met my God se woord oop te maak, by Genesis, die 4de hoofstuk. En ons gaan 'n paar verse daar saam lees. Baie dankie. Ook vir Chanel baie dankie sê vir daardie gepaste lied. Dit is my altyd wonderlik wanneer ek sing oor die bloed van Christus. Wanneer ek daaroor preek, dan word dit met die salwing beklemtoon, prys die Here. Ons lees vanmôre saam met Genesis, die 4de hoofstuk. En dit is 'n baie bekende gedeelte, en ek etlike verse lees vir u. En die opskrif daar is Kain en Abel. En dan ook die tweede gedeelte wat ons nie gaan lees, die afstammelinge van Kain, en ook sê, maar die eerste vers sê, en die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword, en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar, en Abel het 'n skaapherder geword, en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan, en hom doodgeslaan.
Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? Ja. Die 10de vers sê, en hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. En dit is ook ons teks vanmôre, kinders van die Here, die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Ek het baie keer, het ek hieroor gepyns toe ek jonk was en gedink aan die twee offers en die een is groente en die ander een is 'n brandoffer van diere. Nou ek hoef jy jy is nie een Australianer hier, so nie almal is Suid-Afrikaners en ek hoef nie te verduidelik wat braaivleis is nie. En daar is niks wat so lekker ruik, ek glo jy dalk ook hierso, maar soos 'n kameeldoringhout wat besig is om te brand, om nou 'n bietjie vuur te gaan maak om 'n vleisie daarop te braai. En ek dink so aan die offer van diere en ek ken 'n brandoffer en ek ken 'n braaivleis en ek sien altyd hoe die rook altyd opgaan, maar as ek dink aan groente, hoe offer jy groente, hoe brand groente? Waar moet daai rook nie oral heen gaan en ek dink altyd maar net aan die rook. Maar dit gaan nie oor die rook van môre nie, maar dit gaan oor die gesindheid waarmee daar geoffer is. Ek het geleer, die Here kyk nie na mense se vermoëns en dit wat mense in staat is om te doen, en die Here kyk nie na wie jou voorgeslagte was en wie jou familie is nie. Amen. Maar wanneer God na 'n mens kyk, dan toets hy die gesindheid van die hart. En Kain se gesindheid het God nie opgeval nie. Kain se gesindheid was nie aanneemlik nie. En omdat sy gesindheid nie reg was nie, was sy offer ook nie. Ek is so bewus, omdat ek self 'n musikant is, het ek van baie jongs af geleer dat jou gesindheid maak musiek. En jy skuif nie agter die instrumente in as jou hart nie gereed is en as jou gesindheid nie reg is nie. Want daai gesindheid spoel deur na die gemeente toe. En as jy vies is hier vir iemand en jy begin in die orkes te speel, nou is die gemeente ook so bietjie kwaad vir mekaar en nou is daar stremelinge onder hulle. Dan weet hulle nie van waar af dit kom nie, maar dit is jou gees wat jy uitspoel. Hieroor en broers en susters, wanneer ons as kinders van die Here in die kerk is, wanneer ons musiek maak en wanneer ons die Here loof, dan is ons besig om 'n offer te bring. En God kyk vanmôre na u en my offer. Hy kyk vanmôre. Hoe lyk jou offer? Hoe lyk jou gesindheid? En die woord sê in die 4de vers, en Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee het hy gebring, naamlik hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. Maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad. En hy het sy hoof laat hang. Ek is so dankbaar altyd as ek onder die kinders van die Here is. En ek is so bly dat heiligheid beteken nie dat ons mag nie glimlag nie. Heiligheid beteken nie dat ons mag nie vrolik wees nie. En weet jy, ek is altyd vrolik en ek geniet altyd die kinders van die Here se geselskap. En ek geniet dit om saam te kuier en saam te gesels. Daar is niks in hierdie wêreld wat daarmee vergelyk kan word nie. En broers en susters, maar een ding het ek geleer, en dit is iemand wat sy kop hang, is 'n baie gevaarlike persoon. Ons het dit al raak geloop in die kerk, in soveel gemeentes. As daar iemand is wat sy kop hang, is hy 'n gevaar vir sy medebroer en suster. Want hy is 'n potensiële geestelike moordenaar. Dit is 'n groot saak wat ek vanmôre hier aanraak en wat ek noem. Maar weet jy, daar is soveel mense wat vandag buite kan die kerk sit en hulle getuienis, as jy met hulle praat, sê hulle vir jou pastoor, ons het ons in die kerk seer gekry. En weet jy dat dit is nie die kerk wat mense seer maak nie, dit is nie die gebou wat mense seer maak nie, maar dit is mense wat ander mense seer maak. Dit is die gevolg van mense soos Kains, wat sy koppe hang, wat maak, broers en susters, dat mense iewers seer gekry het langs die pad. En maak dat daar vandag baie wrakke is. Ek en my vrou het van baie jongs af in ons bediening het ons 'n geweldige passie vir ons kerk en vir Pinkster se teruggevalle siele wat iewers seer gekry het langs die pad.
om hulle weer te gaan haal, om hulle weer te help, om hulle wonde te verbind, om hulle weer op die pad te kry. Daar is 'n ou wonderlike ou Pinksterkoortjie wat ons gesing het wat sê, kom my broeder, kom my suster, laat ons voorwaarts gaan na die nuwe Jerusalem. Halleluja. En ek sê gereeld vir ons gemeente, broers en susters, dat u en ek is nie maar net hier op aarde nie, maar u en ek is vanmôre in die aantrekkamers, weer in the dressing room for eternity, we are in the dressing room for heaven. Halleluja. Ons is deur, of ons gaan hierdie aarde deur, ons gaan hierdie wêreld deur. Maar ons het 'n ander eindbestemming. Ons het vanmôre daarvan gesing. Halleluja. Maar ons het vanmôre 'n ander eindbestemming. Prys die Here. Wanneer daardie bassein gaan blaas, en sou ons dit dalk nie bly in die lewe bly tot wanneer die bassein blaas nie, dan dank ek die Here dat God se woord sê en broer Paul het dit vanmôre hier aangehaal. Hulle wat in Christus is sterwe, is sal lewe, al het hulle ook gesterwe. En sien ons stap net oor na die ander kant toe. Halleluja. En dit maak my opgewonde, broers en susters, dat ons is besig om in gereedheid te kom vir dit wat vir u en vir my wag. Dit wat God se woord sê, wat nie in die hart van die mens al opgekom het, dat geen oog gesien het nie. Ag, ek was al daar in Suid-Afrika een keer by 'n huis gewees, 62 miljoen rand gewees. Ek kyk na hulle bediende kwartiere, en sê genade, die bediende kwartiere is groter as my huis. En pragtige plek. Hy het sekuriteit natuurlik, ek weet Suid-Afrika, ek weet nie vertel van die sekuriteit, maar hy het beams rondom die huis, en die oomblik wanneer hy een van daai beams trigger, dan is daar shutters wat voor al die vensters en deure afgaan, en hy maak van daai huis basies 'n fort. Maar broers en susters, God se woord sê dit, wat nog in die hart van die mens opgekom het, nog in sy gedagte, wat 'n argitek nog nie op papier kon vaslê, of op 'n rekenaar kon uitwerk nie. Dit is wat vir een vir my wag, en ek raak opgewonde wanneer ek praat oor die hemel, of wanneer ek daaroor dink, of wanneer ek daaroor sing. Maar ons moet versigtig wees vir die Kaïns. Hulle wat onder ons loop wat se kop aan. Ek wil so iemand baie vinnig help. Laat hy nie by dit uitkom, waarby Kaïn uitgekom het, om moord te pleeg, en dalk sy broer of sy suster dood te maak nie. Maar die woord van die Here sê, broers en susters, gee die Here vir hom 'n waarskuwing in die 7de vers. Hy sê vir Kaïn, hy sê vir hom, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? Wat hy eintlik vir hom sê, hy gee vir hom die keuse, hy sê vir hom, Kaïn, die keuse is in jou hande, die besluit is in jou hande. Pastoor Willie Boot, hy is 'n blinde sanger daar in Pretoria, ek weet nie wie van hom ken nie. Hy het eendag baie jare terug, en toe preek hy, en hy net hierdie woorde het vasgeslaan by my, en hy sê dat ons moet ophou om te sê, dat ons is 'n produk van ons verlede. Ons is nie 'n produk van ons verlede nie, maar ons is 'n produk van ons besluite. Ons is 'n produk van ons keuses. Weet jy, en Kaïn maak 'n verkeerde keuse. Die woord van die Here gee vir hom hierdie keuse. Hy sê vir hom, is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, en hy gee vir hom die waarskuwing, en hy sê vir hom, dat die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Amen. Ons teenstander, ek hou nie daarvan om te praat nie, maar ek het ook geleer van militêre intelligensie, jy moet weet hoe jou vyand opereer, sodat jy hom kan uitoorlê, sodat jy kan weet, wat is die manier wat hy gebruik. En ek wil vir jy sê, die woord van die Here het hom ontbloot, halleluja, dat hy die mensemoordenaar is, dat hy die vader is van die leuns, en ek wil vir jy sê, sy begeerte, soos wat hy dit vir Kaïn gelê loer, en die sonde lê en loer na jou, is die vyand, broers en susters, agter u en agter my aan, om ons in die hande te kry, om ons te verwoes. Hy wil die mensdom verwoes, maar ek dank die Here dat God se woord sê vir ons in Johannes, dat Jesus Christus het gekom, sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê, halleluja. Is jy bly saam met my, dat Jesus Christus is ons verlosser, hy is die middelaar, halleluja, hy is ons redder, glorie to God. 8ste vers sê dat Kaïn het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kaïn teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Een van die ander vertalings sê hy het hom gekonfronteer, en nie net dat hy hom doodgeslaan nie, but he wanted to destroy. Hy wil hom vernietig. Ek wil vir jy sê, broers en susters, dat daar is min dinge in hierdie lewe so lelik, is soos jaloesie,
wat mense wil vernietig, as een jaloers is op 'n ander een. Ek is so dankbaar dat die kinders van die Here, hulle gun mekaar alles, en hulle gun mekaar vooruitgang, en hulle gun mekaar, ek is bly, as die Here u seën met iets nuuts, 'n nuwe woning, of 'n nuwe voertuig, of enigiets nuuts, of die Here seën met gesondheid, dan is ek saam met u bly, halleluja, maar daar is ongelukkig 'n faset van die vyand, wat maak dat baie mense jaloers is teenoor mekaar, en dit het gemaak dat hulle op dieselfde speelveld beland, as wat Kain en Abel is. Hy want dit te destrooi, hy wil hom nie dood, hy wil hom vernietig, hy wil hom met die pad uit ry. Nadat hy hom doodgeslaan het, kom die Here en hy vra vir hom, waar is jou broer Abel? En ek het een ding geleer, dat die Here vra nie dom vrae nie. Ons as mense kan baie keer minder intelligente vrae vra. Maar ek het geleer dat God vra nie, hy vra nie dom vrae nie. En hy vra met 'n rede, hy sê, waar is jou broer Abel? Weet jy, en Kain sê, is ek my broer se wagter? Ek wil amper daardie sinnetjie vir hom weer terug antwoord in 'n argument en sê, sou ek jou gevra het as jy nie 'n broer se wagter was nie. En broers en susters, ons is daar as wagters oor mekaar aangestel om vir mekaar te bid. Die woord van die Here sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Halleluja. Ons is aangestel om mekaar die waak te hou, om na mekaar te kyk, om mekaar op te pas, om vir mekaar te bid, om vir mekaar in te tree, om mekaar te help. Halleluja. Ek sou nooit op 'n plek wil wees waar ek weet daar's niemand wat my help nie, of wat na my kyk nie. Weet jy, dit is so interessant, die wapenrusting van Efesiërs 6, die helm van verlossing, die borswapen, die gordel van waarheid, die skoene. Weet jy, daar is niks wat jou rug toe maak agter nie. Want dit is jou broer se werk. Dit is jou broer en jou suster se werk, om agter jou rug te kyk, om seker te maak dat jy veilig sal wees, halleluja. En hy vra vir hom, die Here vra vir hom, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Die stem van die bloed van jou broer. Hierdie gedeelte is ook my tema van môre. En dit raak my hart. En ek besef, Here, die bloed het 'n stem wat praat. Daar is 67 mediese kondisies wat hulle kan vasstel deur net na ons bloed te kyk. 67 mediese kondisies. Dit is sonder vaderskaptoetse en swangerskaptoetse. 67 mediese kondisies wat hulle kan vasstel net deur na ons bloed te kyk, en hierdie bloed praat met die mediese broers en susters en sê vir iemand, sê vir die patologie en sê daar is fout in hierdie persoon se liggaam, en ons sien dit in die bloed, want die bloed praat. Bloed praat en dit vertel 'n verhaal. Bloed waar daar moorde gepleeg was. Kom die forensiese spesialiste. En hulle stap in 'n gebou, in 'n huis waar daar ook al 'n moord gepleeg is. En hulle kyk na die bloedmerke. Weet jy, as hulle so na die bloedmerke kyk, dan kan hulle vertel dit 'n storie. En hulle kan bepaal hoe die persone gedood is, min of meer hoe laat en wat presies gebeur het. Sou daar sleepmerke of spatsel, weet jy, die bloed is daar en dit vertel 'n verhaal. Die bloed is besig om te praat. Ek het al saam met vriende van my dan gaan soek hulle parte by, weet nie of julle dit in Australië ook het soos in Suid-Afrika nie, maar by regte scrapyard. Dan gaan soek hulle parte. Dan stap ek saam met hulle deur daardie wrakstukke. Weet jy, dan kyk ek na die binnekant van daai wrakstukke baie keer en sien jy teen die sitplek is daar bloed, hier teen die dak, teen die bekleding van die voertuie is daar bloed. En weet jy, ek weet nie wat gebeur het in daai ongeluk nie. Maar daardie bloed praat, en daardie bloed
roep uit van mense wat seer gekry het, mense wat in 'n krisis geval was, mense wat krisis beleef het, mense wat dalk nie meer daar is nie, wat dalk omgekom het in daardie voertuigongeluk. Broers en susters, en daardie bloed het 'n stem wat praat en sê dat hier het 'n tragedie plaasgevind in hierdie voertuig met daardie ongeluk. Ek onthou, as kind het ons daar in Rustenburg gekamp, by Rustenburg Kloof, en ons het so teen die draad gekamp. En bykans middernag toe kom maar 'n voertuig verby een aand. Mense sterk onder die invloed van drank en jy hoor die doef musiek. Iemand wat ons baie goed geken het altyd gesê dis Woensdag musiek. Ja. Dit klink so Woensdag. En daai voertuig ry daai tyd van die nag met daai musiek, die basdrom wat so pomp. En hulle gaan oor die middellyn en hulle bots kop aan kop met 'n ander voertuig by die draad van 'n vakansieoord. Weet ons het by daardie draad gestaan en die reuk van bloed het ons neusgate bereik. En dit vertel 'n storie van mense wat op 'n ongelukstoneel staan en huil oor geliefdes wat afgesterf het, mense wat baie seer gekry het. Agterna hoor jy die loeiende sirenes van die ambulanse, maar daar is 'n reuk van bloed wat vertel dat daar is mense wat dit nie gemaak het nie, daar is mense wat met ambulanse weggevat is. Broers en susters, en ek wil vanmôre vir u sê dat bloed, 'n spreekbloed, het 'n stem wat kan praat. Die woord van die Here sê dat in Levitikus dat sê dat die stem, dat die siel van die mens is in die bloed, selfs van diere. Hy sê elkeen, Levitikus 17 vers 10 sê elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat maar enigstens bloed eet, teen die een wat bloed eet, sal ek my aangesig rig en hom uitroei onder sy volk. Die 11de vers sê van die siel van die vlees is in die bloed, en ek het dit aan julle op en ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. En as ons gaan lees in die Levitikus hoe dat die bloed gestryk was aan die horings van die altaar, hoe dat die bloed uitgegiet was langs die altaar met die offers wat gebring was, diere was geslag in so 'n mate dat die Here roep uit vir sy volk en hy sê dat ek is sat vir julle brandoffers en julle slagoffers, maar ek dank die Here dat daar 'n volmaakte geslag is op die kruis van Golgotha, halleluja, dat daar 'n materiaal was, dat daar 'n ander plan was. En ek dink dat hoeveel diere geboet het. Jesus sê sy, toe die profesie van Jesaja lees, toe sê hy, die Here het my gesalf, God het hom gesalf, om ook die evangelie aan die armes te bring. En ek het baie oor dit gewonder, en daar was 'n stadium wat mens baie keer gedink het, dat moet die kerk dan nou net uit arme mense en eenvoudiges bestaan. Hoegenaamd nie. Hierdie saak gaan vir my ook, broers en susters, en weet jy, ek besef, dat in daardie tyd, moes hulle gaan offer het vir versoening. Die woord, ons het dit nou net gelees hier, dat daar die bloed moet wees vir die versoening van hulle siele. En weet jy wat het gebeur? Die mense vat daar die offers, en hulle stap na die tempel toe, en daar het hulle geslag, en hulle het versoening gedoen, maar kan nie vir 'n oomblik dink, dat die arme mense, wat nie in staat was, om 'n ou bokkie, of 'n ou lammetjie, of wat ook al, hy moes gaan offer het, om dit wat dit nie kon bekostig nie. Kan jy dink, jy vat vir jou sonde, moet jy 'n ou lammetjie gaan slag, wat die kos is wat jou kinders eintlik op die tafel moes gekry het. Daarom het die arme mense, daar was nie vir hulle versoening gewees nie, want jy kon net versoen het, deur 'n offer te bring. Maar daar is 'n offer, halleluja, aan die kruishout van Golgotha. Sy naam is Jesus Christus, en die volmaakte offer wat gebring was, halleluja, en toe hy daar hang en hy roep dit uit, en hy sê dit is volbring, prys die Here, en toe bring hy die grootste offer, halleluja, wat vir u en vir my, en die toekomende geslagte, nog steeds, sal versoening bring, prys die Here, hy bring versoening, hy bring die vrede, hy bring redding, en verlossing, ook vir die armes, hulle wat nie jou diertjie kan bekostig nie. Betaal met sy bloed. Halleluja. En in Hebreërs, die 12de hoofstuk,
En die 21 so 'n paar verse voor dit, praat hy oor Moses, wat gekom het by die berg Sinaï, wat dit so verskriklik was, om in God se aangesig en in God se teenwoordigheid te kon wees. Die berg wat brand, die berg wat bewe, en die woord sê daar selfs dat daar 'n dier aan die voet van die berg sou kom, moes hy met 'n pyl geskiet word, en hy moes gedood word, want God het met Moses ontmoet, uit daar op die berg. Maar hy trek die gordyn so bietjie vir ons weg. Vir die kinders van die Here. Ons wat gered is deur sy bloed. Ons wat lewe na die kruisiging. Hy praat van Moses met Sinaï, wat daar gebeur het. Hy sê, maar julle het gekom by die berg Sion. Halleluja. En by die stad van die lewende God. Halleluja. Die hemelse Jerusalem en 10.000 engele by die 23ste vers sê, by die feestelike vergadering en die gemeente van die eerstgeborenes wat in die hemel opgeskrywe is en by God, die regter van almal. Halleluja. Hy is die regverdige regter, is sy God se woord, en by die geeste van die volmaakte regverdiges. En die beste van alles, die 24ste vers sê, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek, as van Abel. Amen. Halleluja. Abel se bloed, het ook gepraat. Loof die Here. Maar Abel se bloed, roep hy sy slagoffer, van jaloesie. Abel se bloed, roep uit wraak. Sy bloed praat van woede. Sy bloed praat van konfrontasie. Abel se bloed praat van moord. Dit is die bloed waarvan die boodskap van Abel se bloed. Maar die woord sê hier dat jy het gekom, halleluja, by die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as van Abel. Halleluja. En ek dank die Here vanmôre vir die bloed van Jesus Christus wat vanmôre ook roep. Halleluja. Maar sy bloed roep vanmôre 'n versoening. Sy bloed roep vanmôre redding. Sy bloed roep vanmôre 'n verlossing. Sy bloed roep vanmôre vryspraak en oorwinning. Halleluja. Sy bloed roep. Sy bloed praat vanmôre met sy kinders. Broers en susters daar in Bloemfontein. Maar 'n baie tradisionele stad, konservatiewe stad van Suid-Afrika. Ek weet nie of iemand is wat van Bloemfontein afkom nie. Daar is Vrystaters. Weet jy daar in Bloemfontein? Is daar van ons mense wat ons baie goed ken wat daar wil gaan sing. By 'n NG Kerk. Ek weet wat sê die dominee vir hulle. Julle kan oor enigiets sing, maar asseblief sing nie oor die bloed van Christus nie, want dit is walglik. Sien jy hoe ver het die mens wegbeweeg van bloed wat roep na die mensdom. Bloed wat roep, daar is vir julle voorsiening. Bloed wat roep, daar is vir julle redding. Daar is vir julle genade. Ek is so dankbaar as ek het al gehoor 'n prediker spreek en sê die genade deur van die Here is staan op 'n skreefie oop. Ek wil verskil. Ek wil sê deur die bloed van Jesus Christus is sy bloed roep genade en sy genade deur is staan vanmôre wyd oop vir elkeen wat hom wil volg, elkeen wat wil glo, elkeen wat dit wil aanneem, elkeen wat wil gehoor gee aan die roepstem van sy bloed. Halleluja. Halleluja. Elkeen wat luister na die bloed is 'n stem van Jesus Christus wat vanmôre roep. Thank you, Lord. So 'n paar weke terug, dis die eerste diens wat aan die Maggie by ons bygewoon het. Ek weet nie of aan die Maggie sal onthou nie. Toe gaan daar 'n profetiese woord uit dat daar die misdaad gaan ongelooflik toeneem. En die Here sê daar in die môre, deur profeseer dat daar sal van julle wees wat so 'n bietjie teruggehou word. Party sal bietjie iewers moet vertoef en iewers sal tyd opgeneem word van hulle en hulle gaan nie verstaan waarom nie, maar wanneer hulle by die plek aankom, by hulle destinasie aankom, sal hulle sien dat die roof het reeds plaasgevind. Daar dieselfde môre. Maar hier die Here sê vir ons. Hy sê maar julle wat onder my bloed sal wees, sal die bewaring en die beskerming van die Allerhoogste geniet. Daardie môre, na diens, toe gaan een van ons orgelspelers, broer Willie Jooste, baie sal hom dalk ken, maar hy ry huis toe, en hy ry met sy vrou se karretjie, en hy besluit om te stop. Broers en susters, ek wil vir julle sê, vir kinders van die Here, is daar nie iets soos toeval nie. Dis waar. Hy sê ons is kinders van God, hulle wat gelei word
deur God se Heilige Gees. Ja, amen. Weet in daardie oomblik, en toe trek hom Willie Jooste vir 'n oomblik af en hy voel net, hy gaan nou gou brandstof ingooi en hy gooi brandstof in en hulle vat dalk so 'n bietjie onnodig tyd, maar hy's nie ongeduldig nie, want hy weet dat hy beweeg onder die hand van God en onder die bewaring. Weet jy, toe hy by sy huis aankom, en toe was daar 'n gewapende roof by sy huis gewees. Hulle en sy vroutjie is al het verwag dat sy nie daar sou wees nie. Sy kom by die kamer uitgestap. Toe sy hoor daar is iemand in die voorhuis. En hy rig die vuurwapen op haar. En die een skreeu vir die ander een, shoot her, shoot her. En sy pleit vir haar lewe. En hulle vat haar en hulle stamp haar in die kamer in. Hulle staan daar en hulle skop haar en hulle los haar daar in die kamer terwyl dat hulle die huis beroof. Polismanne wat op die toneel was, sê dit gebeur nie, dit is 9 uit 10 van die kere sou hulle haar gedood het. Maar daar is 'n God wat lewe. Halleluja. Sy woord sê dat hy sluimer nie en hy slaap nie. Die bewaarder van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Halleluja. Weet jy, in 'n oomblik daarna, toe die rowers weg is, en toe stop oom Willie Jooste, en toe stop hy by daardie huis. Die polisiemanne sê, as hy by die huis aangekom het, terwyl dat hulle daar besig was hy verseker 'n dood geskiet. Dit sou nie anders gewees het nie, want daar is 'n Here wat lewe, halleluja. Daar is bloed, en wat roep, halleluja. 'n Bloed wat roep, as hy ons bewaarder, as ons beskermer, halleluja. Hy sê vir die volk, en daar in Egipte, hy sê, dat wanneer ek die bloed sien, dan sal die verwoester, en sal by julle huise verbygaan, en die verderflike pes sal hulle nie tref nie. Halleluja. Ja, dit is gevaarlik in Suid-Afrika, maar so is dit gevaarlik reg oor die wêreld. Want oral is daar maar moordenaars. Oral is daar misdadigers, party plekke bietjie meer as ander. Maar daar's nie een plek op hierdie aarde waar jy kan beweeg, waar die bloed van Christus ons nie kan bewaar nie. Waar sy bloed nie roep, ek is jou bewaarder. Halleluja. En ek wil vanmôre vir sy kerk sê, dat ons sal skuilings vind hier onder die bloed van Jesus Christus. Halleluja. Dit is die plek waar ons veilig voel. Halleluja. Daar's 'n lied wat ons sing en sê, I am covered by his blood, walking by faith, living in life. I am covered by the blood. Jesus has rescued me. En ek is dankbaar vanmôre vir die bloed van Christus wat ons bewaar, wat ons beskerm. Maak nie saak waar ons beweeg nie. Mense vra my, toe ek 'n polisieman was, is jy nie bang nie? Vra het ons nooit insidente gehad nie. Sê ek het aan een skrif geglo, wanneer ons werk doen, ons moet ander mense oppas. Maar God se woord sê te vergeefs waak die wag, as God nie die stad bewaar. Te vergeefs bou die bouer, as God nie self die muur bou nie. En ek is vanmôre so afhanklik van die Here. Ek is vanmôre afhanklik van die stem van sy bloed, halleluja, wat vanmôre kan roep en vir ons sê, ek is julle bewaarder en ek sluimer nie en ek slaap nie. Weet jy, sy bloed roep vanmôre. Nog 'n boodskap. Wat sê dat hy is die groot geneesheer. Halleluja. Ek weet hy is die groot geneesheer. Broers en susters, ons het soveel getuienisse van die genesende krag van God. Halleluja, van sy bloed wat geroep het. Ek so 'n klompie so 'n paar jaar terug, toe nou ek is nie baie lief vir lees nie. Ek kan die Bybel lees, maar as ek 'n boek moet lees, ek kan vir baie boeke sê wat ek begin het wat ek nie verder as die tweede of derde bladsy gekom het. Maar in daai begin dan kry ek klaar die boodskap wat ek moet lees. My broer is weer, hy sê hy lees weer die laaste bladsy. Dan weet hy wat dit in die storie gebeur. Prys die Here, kinders van God. Ons kan ook die Bybel se laaste hoofstuk gaan lees. Dan weet ons ook hoe gaan dit eindig, prys die Here. En weet jy wat sê die laaste hoofstuk? Dat ons is die oorwinnaars, halleluja. Dat die vyand en sy krag en sy demone en alles wat hy oor die aarde bring, dit gaan nie oorwin nie, halleluja. Maar sy deel is in die poel van vuur, en wat brand met swaal, prys die Here. En ek is die oorwinnaars wat triomfeer aan die einde. Halleluja. Maar ek lees 'n boek. Anointed to Heal.
Weet ek begin daardie boek lees, maar ek kan nie onthou wie die skrywers is nie. Maar ek is so vasgevang met hierdie getuienis, en dit is 2 pastore, 'n senior pastoor en 'n junior pastoor, en hulle hou basiese onderhoud met mekaar in hierdie boek. En hulle vertel vir mekaar van dit wat hulle beleef het. Dit wat hulle ervaar het. Hoe dat die Here gesond maak, en weet ek raak in ekstase, en ons is so gevlug op pad Kaap toe, en ek sit so op die vliegtuig, ek sit in die middel, my vrou sit by die venster, en daar sit 'n ander man wat ek nie ken nie, sit langs my. Maar weet ek lees van een van hierdie groot wonderwerke wat die Here doen, hy iemand gesond maak. Weet jy, in die volgende oomblik, daar 30.000 voet in die lug, en toe is die salwing van die Here daar, halleluja, en ek voel die krag van die Heilige Gees is nou op my, en ek sê, Here, nou moet ek myself net gedra, en ek sit net so, en ek geniet die salwing van die Here, wat soos 'n fontein hier oor my spoel, halleluja. Weet jy, die volgende oomblik, toe sien ek die man hier langs my, hy vlieg op, daar gaan hy, ek dog hy gaan badkamer toe. Nou, so toe mis ek hom, en ek so kyk, toe sien ek net, hy sit like, toe agter gekry. Ek weet nie wat hy in sy gemoed ervaar het nie, maar ek het die heerlikheid van God ervaar, halleluja, van sy bloed roep, van genesing, van sy bloed roep, van redding, en sy bloed roep, halleluja, van vergifnis. En ek lees hoe hierdie pastore vertel, weet jy, naas die een geval, weet jy, toe stap hulle net so, die pastoor sê net so geloop, en hy het nie veel gedoen nie. Oom Paul het verby iemand gestap, en hy kry net 'n ingewing, en hy stamp hom net so. Weet jy, daardie persoon het 'n geweldige rugprobleem gehad. Hy het nie vir hom eens gebid nie, maar die volgende oomblik, toe staan daai persoon op, en hy het nie pyn nie, maar weet jy, nou is ons in die bid hier in Suid-Afrika, en ons stap so in die kerk rond, en ons bid, ons is besig om na die Here te roep, en ons is besig om te bid, halleluja, en daar sit 'n vroukie, Erika Hatting, en sy sit daar, en ek stap verby, en ek kry nie skielik hierdie ingewing, ek sê van, weet jy, Erika, daai pastoor, en die ou het so klap gegee, en toe sê hy, ek gee al so klap, hier spring sy op, sy sê vir my, pastoor, laat nou iets gebeur, sy sê, ek sit die hele hand hier met rugpyn, halleluja, sy sê, toe jy my klap, toe sy weg, sy bloed roep, halleluja, van genesing, broers en susters, dit het niks met my te doen nie, maar dit is sy bloed wat vanmôre roep, en vir sy kinders wat sê, ek is nog julle genees, Heer. Halleluja. Amen. Is daar iets, sê die psalmis, wat vir hom te wonderbaar sou wees? Halleluja. Ons het 'n ander suster in die gemeente, Suster Babsie, en sy is nie so kort, haar kinders, hulle is in Nieu-Seeland, nie in Australië nie, hulle is in Nieu-Seeland, en die suster het baie jare terug toe sy 'n gewas agter die oog gekry. En hulle haal dit toe. Baie versigtig, chirurgies haal hulle dit toe uit. Ek verstaan hulle dit deur die neus of deur die onderlip gedoen, en baie delikate operasie. Wat is so 27, 30 jaar terug. En sy werk vir radioloog. En terwyl sy daar werk toe, sukkel sy verskriklik met hoofpyne. En ek sê van, kom ons neem gou plate, kom ons kyk. Weet hulle neem plate, en hulle sien daar is 'n nuwe gewas agter haar oog. Maar hierdie sit gevaarlik naby aan die oog self. En hulle wil die dokters sê dadelik ons moet opereer so gou as moontlik. En sy sê maar sy is bang dat sy nie gaan vir 'n tweede opinie nie. Sy gaan vir 'n tweede opinie. Die tweede dokter sê ook ons moet baie vinnig, sal ons hier moet sny. So vinnig as moontlik, ons weet dit is delikaat. Maar die suster sê soos ek sê, sy's net so kort, sy's baie bang. En sy sê nie maar is daar nog iets wat hulle kan doen en sy probeer uitstel solank as moontlik. Sy gaan na 'n oogspesialis toe en hulle doen 'n oogdruktoets op haar. Hulle sê vir haar die oog se drukking van hierdie gewas is abnormaal. Sy moet gaan vir die operasie. Dus daar 'n derde opinie. Dit is die Sondag in die diens. Waar die bloed kan roep vir genesing. Halleluja. Broers en susters, weet jy daardie oggend, ek wil vir u getuig van God se grootheid. Halleluja. En van sy bloed wat kan roep. Weet jy daardie oggend, toe gebeur daar 'n wonderwerk. Weet jy die diens het verbygegaan. In die diens het daar nie veel plaasgevind nie, maar toe hulle so uitstap, toe stap Suster Babsie hier voor my verby. Ek is besig om my Bybel en my goedjies bymekaar te kry. En ek stap net so van die platform af en toe ek so by haar kom, en toe sê ek net, Babsie, gee vir my daai ding en ek vat hom so. En daar so deur en ek stap na die deur toe. Ek sê hierdie ding hoor buite en ek gooi hom by die deur uit en ek trek die deur toe. Amen. Daai maandagooggend, toe moes ek gegaan het weer vir die laaste sonars en scans, voordat hulle haar gaan opereer.
Weet jy, 1 + 1 is nie 2 wanneer die bloed van Christus roep nie. Halleluja. Sy stap by daardie plek uit. En die dokter sê vir haar, ons verstaan nie wat gebeur het nie. Ons kan sien, daar was baie jare terug, is daar tekens dat daar gewas was. Maar daar's nou niks. Halleluja. Die bloed van Christus. Bloed, halleluja. Hy is geneesend. Hy is gewillig. Halleluja. Hy kan so mooi bly wees. En die Here die eer gee. Here, u bloed roep vanmôre, van genesing, u bloed roep van oorwinning. Halleluja. Daar is niemand soos hy nie. Loof die Here se naam. Broers en susters, daar is soveel getuienisse wat ons kan vertel. Daar is soveel geleenthede wanneer ons die bloed gehoor het, wanneer ons hom ervaar het, wanneer ons gesien het hoe dat die bloed van Christus roep. Halleluja. Selfs die helverdiende sondaar red hy uit, is soos 'n brandhout. En ek weet hy het dit gedoen en hy doen dit vandag nog. Halleluja. Hy wat ver is, die woord van die Here self wat ver was, het naby gekom deur die bloed. Prys die Here. As jy vir die kinders, as jy vir die familie bid wat vanmôre dalk ver is van die Here af, moenie ophou bid nie. Halleluja. Want God se bloed, sy seun se bloed roep vanmôre en sy bloed roep en hulle kom nader. Halleluja. Ek sê julle het nader gekom en julle het naby gekom deur die bloed. Halleluja. Hoor jy vanmôre die stem van die bloed. Weet jy, vir Abel was dit fataal. Vir Kain is dit 'n ernstige boodskap geweest. Hy het 'n teken gekry en hy was gehaat deur baie nasies. Hy moes die prys betaal van sy daad. Maar daar is bloed vanmôre wat roep. Halleluja. En sy bloed roep vanmôre na u en na my. Sê Here, ons wil weer opnuut, wil ons met u in verhouding kom. Ons wil weer opnuut is seker maak dat ons is in verhouding met die Allerhoogste. Weet jy, ek het 'n oomie daar in die gemeente. Hy was weggewees en weggetrek en nou het hy net teruggetrek. En 'n dierbare oomie, hy's so bykans 80. Hy sê vir ons so tydjie terug, hy sê hy staan nie meer in die oggend 3 uur op om te bid nie. En ons kyk hom so. Sê oom Japie, wat nou? Hy sê ek staan nou op om te aanbid. Halleluja. Is dit nie mooi nie? Halleluja. Hy wil aanbid word. Halleluja, sy bloed roep vanmôre. Sy bloed roep vanmôre en dit is 'n bloed wat nader trek. Broers en susters, nog nooit het die bloed van Christus, nog nooit het sy genade, nog nooit, halleluja, het hierdie roepstem van sy bloed mense weggejaag nie. Hy jaag nie die sondaar weg nie, maar hy trek vir hom reeds nader met koorde van liefde. En ek raak opgewonde. Pastoor Tommy Jooste het altyd gesê, hy hou van geharde sondaars want hulle maak sulke wonderlike bekeringsmateriaal. Amen. As ons net sal luister. Ja. Na die roepstem van die bloed. Ek wil vanmôre vra, wil jy nie net daar waar jy sit, net vir 'n oomblik, net die oë sluit nie. En as jy vanmôre sê, Here, ek hoor vanmôre die roepstem van u bloed. Ek wil vanmôre luister na die bloed van u wat roep, halleluja. Dit is beter as die bloed van Abel, wat maar net vertel van wraak en van moord en van nait. Maar u bloed, het vertel 'n verlossingsboodskap. U bloed vertel vanmôre en dit verkondig vanmôre 'n reddingsboodskap, 'n genesingsboodskap, sodat my innerlike wese gesond kan word. Weet jy hoeveel mense loop daar buite rond? Hoeveel mense sit in kerke vandag met seer en met pyn in hulle binneste van iewers op die lewenspad, wat jou vyand met sy brutaliteit mense seer gemaak het. Maar vanmôre is daar bloed wat vir ons roep. Halleluja, terwyl dit ons oë gesluit is vanmôre, is daar iemand wat vanmôre dalk net die hand wil opsteek en sê, Here, vanmôre roep u bloed na my en ek hoor vanmôre daardie verlossingsboodskap. Ek hoor vanmôre dat daar is 'n reddingsboodskap. As jy dalk verlos is, sal word van iets. As jy sê, Here, daar is iets in my lewe wat nie reg is nie. Daar is hande wat vanmôre opgaan. Daar is mense wat sê, Here, ek het vanmôre, ek gou luister. Ek hoor vanmôre dat die bloed van Jesus Christus, dit roep na my vanmôre. Dit roep vanmôre my naam uit. Daar is vanmôre verlossing. Het met die aanvang van die boodskap gesê, we are in the dressing room for eternity. Halleluja. Weet jy hoe bly maak het my wanneer die Here deur sy woord
vir ons nog geleentheid gee deur sy Gees. Hy gee vir ons geleentheid. Prys die Here om ons harte reg te maak, om ons ore te spits en te neig na die roepstem van sy bloed. Vanmôre is daar mense wat sy hande opgaan. As jy vanmôre dalk met 'n liggaamlike omstandigheid in die liggaam sit, broers en susters, met 'n siekte, met enige krankheid, ek weet by die Here is daar niks onmoontlik nie. En sy bloed roep vanmôre. Daar is hande wat vanmôre opgaan. Halleluja. En ek weet dat die Here is vanmôre in staat om mense weer aan te raak, om mense weer opnuut weer gesond te maak. Halleluja. Weet jy, daar is iets wat ek van ons gemeente ook sê. Ek hou nie daarvan om te praat van die goeie ou dae nie. Want God se woord sê Christus was gister, vandag en tot in alle ewigheid. Is hy dieselfde. Weet jy, die wonderwerke is nie geskrywe, net nie plaasgevind sodat dit in die kroniekboeke opgeteken kan word nie, maar dit het plaasgevind sodat mense gered en verander kan word, sodat mense kan ervaar dat God se krag en God se heerlikheid is daar, halleluja, om hulle op te lig en om hulle te omskep. Is nie wonderlik wanneer Jesus opdaag nie. Ek het al gesit met soveel gevalle van huwelike wat op 'n mespunt staan en daar soveel faktore is wat eintlik maar in die wêreldse terme sal sê ons het nou tot skei gekom, ons kan nou maar uit mekaar uitgaan. Maar dan luister ek na die bloed wat roep. En ek sien hoe dat die Here opdaag en huwelike weer kom heg. Hoe dat hy mense weer daar in Kroonstad, ek wil maar vir u noem, vir die Here daar gewerk in die Vrystaat en Kroonstad vir 'n paar jaar. En weet jy, daar is 'n geval gewees, die een broer oortree. Nou hy het altyd, as hy opstaan om te getuig, dan sê hy vir ons, vir die gemeente, hy sê, broers en susters, my seun is ouer as die pastoor. Maar eendag, toe roep die bloed, en ek gee vir hom 'n waarskuwing. Ek sê vir hom, broer, die Here het my so gewys. Weet jy, hy gee nie ag nie. En hy val in die struik van die vyand. Vir Kain het gesê, dat die begeerte van die sonde is na jou. En jy moet oor hom heers. Weet jy, die broer heers nie oor dit nie. En die volgende oomblik, en toe val hy, broers en susters, en die vroeg die Saterdagoggend, toe sit sy vrou, en hy in my sitkamer, en die trane loop. Maar weet jy, Jesus Christus daag op, en hy red 'n huwelik, en hy bring herstel, halleluja. En sy bloed, en haal die môre geroep, en twee mense weer geheg, en hulle weer verenig, prys die Here, jare daarna, en toe kom ek vir 'n begrafnis in Kroonstad. En ek ry toe 'n ander voertuig. En toe ek ry, toe sien ek, hier ry die oom en tannie voor my. Tannie Maggie, met die oom se hand so om die tannie se. Die bloed het geroep, en hy het die huwelik herstel. Halleluja. Weet hy, doen dit nog steeds vandag. Prys die Here, sy bloed roep vandag vir mense. Ek wil vir julle sê, jy is nooit te ver, jy is nooit te teruggeval, jy is nooit in te afgesakte toestand, dat die bloed van Jesus Christus en sy stem u nie kan bykom nie, halleluja. Hy roep vir u, halleluja. Die woord van die Here sê in Jesegiel, het ek in my bloed gespartel het hy nou my geroep, halleluja, en daar in my bloed, en hy het my in my bloed gesê, ek moet lewe, halleluja, en hy het my uit my bloed, uit daardie toestand uit opgehaal, hy het my gewas, en hy het my bekleed met vars linne. Alles wat daarmee gepaard gaan. En herstel. Ek dank die Here. Hy is 'n God wat herstel bring. Halleluja. The devil is a destroyer. Maar Jesus Christus, hy bring herstel. Halleluja. Wanneer sy bloed roep, dan moet ons luister. Halleluja. Ek wil vanmôre, terwyl dit net so sit, kom ons uit, so ek wil graag vir u gebed doen. Vader, baie dankie dat u ons nie hier op aarde as wese agtergelaat het nie, maar u stuur die seun Jesus Christus. En hy hang in 'n kruishout van Golgotha. Ons is aan die voorhand van Paasfees. Hier is 'n bloedmaand vir ons. Halleluja. En die seun van God hang aan die kruishout. En sy bloed vloei. En deur sy wonde kry ons genesing. Halleluja. Deur sy bloed kry ons verlossing. En ons wil vanmôre vir u dankie sê dat daardie bloed tot vandag toe nog nie sy krag verloor het nie. Halleluja, the blood will never lose its power. En daardie bloed roep vandag nog na die mensdom. Halleluja. En ek wil vanmôre vir u dankie sê dat u bloed ook vanmôre deur die woord en deur die Heilige Gees is 'n beweging ook hier kan roep na mense. Halleluja. Here, hier het vanmôre hande opgegaan. U woord sê dat u ken die gedagtes
U is die gedagtekenner, U is die niereproewer, die hartekenner. En vanmôre is U bewus van elkeen wie se hand hier opgegaan het. Here, en hulle luister vanmôre. Luister ons as kinders na die roepstem van U bloed. En ek wil vanmôre bid, Here, daar waar U bloed vanmôre geroep het, sou dit nodig wees vir genesing. Here, dat U vanmôre genesing sal bring. Halleluja, Here, waar daar verlossing nodig is, waar daar weer vereniging nodig sal wees, Here, waar het ook al nodig sal wees, Here, bewaring, beskerming, Here, dit maak nie saak nie, U bloed roep, halleluja, tot in die donkerste dele van ons hartskamers, roep U bloed, halleluja, en U bring omskepping. Ek wil vanmôre bid vir elkeen wat sy hand opgesteek het. Here, hulle wat dalk vanmôre hier sit en dalk net nie eens vrymoedigheid het om 'n hand op te steek nie, maar wat vanmôre die roepstem van die bloed gehoor het. Ons wil vanmôre vir hulle bid. Hulle wat dalk na die video uitsending sal kyk. Here, wat daar by hulle woning dalk sit en die roepstem van die bloed hoor. Dat hulle sal weet vanmôre het die bloed van Christus geroep. Here, en ons gee vanmôre ag op die roepstem. Dankie dat U red. Dankie dat U omstandighede verander. Dankie dat U nog steeds verlos. Dankie dat U genees, dankie dat U bewaar, dat U beskerm, dat U voorsien. Here, U is net soveel, so alles vir ons. Here, ons kan niks doen sonder U nie. Ons sê vanmôre vir U dankie vir die bloed van U wat roep. Dat die Heilige Gees dan ook die naprediker van U woord sal wees. In Jesus naam. Amen. Ons sê vir Here dank. Dankie Here vir die woord van die bloed wat roep. Dankie, Here, dat U dit in ons harte verseel. Dankie dat U teken is daar. Bewaar dat, Here, die saadjie wat in ons harte geplant is, Here, maak dit toe. Met vrugbare grond, Here. Gooi dit nat in die water van die Heilige Gees. En laat U die woord van U sal groei in ons harte. In Jesus naam. And one dark night in Egypt, and a fearful time had come for one little Hebrew boy. He was his father's firstborn son. Now with the angel of death passing over, it was hard to fall asleep. But one little lad stood in his mind as he lay there counting sheep. He wondered why the lamb had to die, why his blood was on the door. But through the wind, through the rain, it still remained that he wanted to be sure. So he called out to his earthly father and he said, Daddy, with a trembling voice, so scared, he said, Father, would you please, who can't see the blood, but he's still there. And he said, Son, now don't you worry, the blood is there to stay. Though the wind may blow and the rain may fall, it won't be washed away. It's the blood that stands the raging storm. It's been applied with love and care. You're safe, secure, you can rest assured that the blood is still there. Oh, when I see the blood, when I see the blood, oh, when I see the blood, I will pass over you. It's the blood that stands the raging storm. It's been applied with love and care. Remember, you're safe, you're secure.
And you can rest assured that the blood is still there. Reik net die hande so oor pastoor Chris uit. Ons wil baie dankie vir die gehoorsaamheid van die Heilige Gees. Here seën ons. Seën die instrument, Here. Baie dankie vir die kosbare woord. En kom ons gee dit aan die Here en lof op vir ons. Ons waardeer dit dat die vermooi opkom en dit is nog net die begin. Sê vir julle langs jou, hier moet ons bly. Nie met ons tente opslaan soos wat Petrus sê, hier gaan het lekker raak. Prys die Here se naam. Nou dit was nou 'n lekker afskop in die gees van die Here en nou volgende naweek, ek moet dit nou sê, as die Here vertoef om toe. Amen. Want ons weet nie, die Bybel sê ons, jy moet nie sê ek gaan môre dit en dit doen nie, jy moet sê as die Here wil. Nou as die Here wil en hy vertoef om te kom, volgende naweek, dan is ons moderator ook hierso van Suid-Afrika af en dan gaan ons nog lekker verder konferensie hier. Hoe Chris, hoe voel dit nou as jy nou klaar gepreek het en die las is nou lis? Das nie. En nou pas hy die aflosstokkie vir sy neef pastoor Corneil dit sien en ons kyk uit na wonderlike tyd. In die naweek daarna dan het ons nou konferensie. Prys die Here se naam, as die Here wil. Kan nie net saam met ons staan. Ons het nou 'n bietjie verrigtinge na diens en ons het bordjies om te eet en lekker saam te kuier. Die is baie welkom om dan net saam ons te vertoef. Ons sluit net ons oor. Ek gaan net vir my pa vra om vir ons af te sluit. Baie dankie. Baie dankie my God en Vader vir so 'n mooi oggend in U. Geen geld kan dit betaal, geen geld kan dit doen. Maar U seën sal vir hierdie gemeente in Banbury met 'n dubbele maak, Here. Baie dankie Here, dit gaan baie goed onder U seën en salwing. Dankie vir die woord van môre, dat dit sal in ons harte sal bly en dat ons dit in ons verstand sal onthou. Baie dankie vir een en elkeen wat opgekom het. Salf en seën ons een en elkeen met 'n dubbele mate. Salf die wat nog moet kom, Here. Dit ook wat ons gaan geniet nou. Ons sê vir die baie dankie in Jesus se naam. Amen. Amen. Alles say blue skies.